lees 2 Tessalonisense vers 3, 2 Tessalonisense 3 vers 16. My tema van môre vrede. Hierdie is eintlik maar 'n gebed. En mag hy, die Here van vrede, julle altyd vrede gee op allerlei wyse. Mag die Here met julle almal wees. Ek vra vanmôre, Here, dat jy ons elke genade gee, want as ek vrede het, kan ek bid. As ek vrede het, kan ek geloof hê. As ek vrede het, kan ek hoop, Here. As ek vrede in U het, is alle dinge moontlik. Want U, Heer, gee rigting, U gee wysheid, U gee kennis. En as ek nie vrede het nie, Here, as al my gedagtegange deur mekaar en vrees gryp my vas en oorweldig my lewe, mag bid vanmôre, Here, dat U vrede vanmôre nuwe werklikheid in ons lewens word. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. 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 Paulus kom en hy spreek hierdie woord en hy sê, en mag hy die Here van vrede julle altyd vrede gee. So hy doen eintlik 'n gebed, hè. Mag hy die Here vir jou vrede gee. Amen. So daai vrede is klaar. Toe Jesus aan sy disippels verskyn het, toe sy vrede vir julle. So vrede is 'n geweld. Jy sê hoor baie op hierdie stories, as 'n engel aan iemand verskyn of die Heilige Gees kom en onmiddellik wil jy jouself toemaak en jou hare op jou hande, jy het nie besef jy het al so baie hare nie, maar daar goed staan reg op in jou kop. As hy nie sê vrede nie, jy bestraf, nee. Maar as hy sê vrede, hoekom hy wil jy moet bedaar. Want as jy nie vrede het, kan jy nie hoor nie, is dit nie? Jy moet hoor as jou kind opset dat hy skree, jy hoor nie, jy sê van, praat net sag, wees net kalm, dat ek kan hoor, is dit nie? So wat doen God? Kom hy sê, gee vir jou vrede. Want as jy vrede het, kan jy hoor. As jy vrede het, kan jy hoor. Hy weet, dan verander 'n mens in julle. So ek en jy moet besluit dat daardie vrede wat God aan my gegee het, oor my vloei of deur my vloei. En dit moet vir my 'n rotsvesting wees. Ja. Want as ek toelaat dat hierdie vrede by my verbygaan, kan moeilikheid kom, nee, kan angstigheid kom, kan voel dit of daar nie genade vir mense is nie. En daarom is dit belangrik dat ek en jy besluit dat vrede my deel gaan wees. Dat vrede my porsie gaan wees. Ja. En hierdie vrede moet ek oppas. Want hierdie vrede is my kosbaar, want as ek vrede het, kan ek bid, ek kan Bybel lees sonder angstigheid, sonder moedeloosheid. Ja, dit is al gesê, maar jy angstig is, jy kan nie die Bybel lees nie. Jou gedagte, jy lees, maar jou gedagte hardgebied met jou rond, is dit nie. Dit bring angstigheid, dit bring spanning in jou hart en jou kop. Maar as jy besluit dat vrede is my deel, dan verander dit die hele proses van 'n mens se lewe. Ja. So ek moet toelaat dat vrede bo oor my heers. Bo oor elke situasie, elke omstandighede, want vrede, as ek vrede het, is my emosies en my gedagtegang, kan ek sê, intact, nee. Ek is in beheer. Ja. So my vraag vanmôre, wat steel, wie steel jou vrede? Want onthou, dit is so, na mense huis, waar jy gaan, een oomblik kan jy dink, jy is so right, maar die volgende oomblik kan iemand en net jou hele dag vir jou op, is dit nie? Daar kan moeilikheid kom. En dit beïnvloed by in jou se lewe. Sê maar jy gaan winkel toe. Jy wil iets gaan koop, is vir jou lekker om daar te wees, maar dan kry jy hierdie ongeskikte mens wat eers met jou groet of met jou praat nie. Nee, woep, weg is jou vrede. Is dit nie? Want hulle krap net vir jou om. Jy het nou uitgegaan en jy het nou 'n goeie feeling gehad. Jy wil nou gaan shop en vir jou lekker wees en dan kom jy by iemand uit en hulle behandel jou asof jy nou nie eens bestaan nie, nee. Ongeskik met jou, want hulle verstaan nie dalk wat jy sê nie, maar in jou kop is jy reg. En dan, dan is jou hele dag daarmee, as jy by die werk aankom, en jy het 'n ou lied in jou hart, jou dag daai persoon op, nee.
wat 'n kommentaar wil lewe oor jou storie. Is dit nie? En wat doen jy jou hele dag? Dan is jou dag, die hele dag besig met daai ou, is dit nie? Ja, hy kan bly met sy lewe na 5 uur die middag. En jou familie in die oggend as jy opstaan, jou vrolikheid in jou hart, maar dan daag daai ou mos op en hulle is in jou gesig en wil net 'n eiertjie te lê en dan wat doen hulle? Krap jou hele dag om. Is dit nie? Wes jou op. So mens met jou vrede kan bewaar. En jou kinders, dat hulle nog leef is eintlik 'n wonderwerk by hulle self, nee. Ja, daai kind wat jy moet lief hê, daai kind wat vir jou aandag moet gee, wat doen hulle? Nee, gaan doen verkeerde goed, steel jou vrede, het verskillende attitudes aan hulle, nee. Ja, dis daai ding wat jy sê, jou maat jou gebring wat sal vir jou uitvat, my ma. Is dit nie? Die ma sê, ek het jou uitgebring, maar ek het die reg om jou uit te vat. Nee, so kinders, is nie altyd so lekker nie, maar hoe maklik word daai gemoed van vrolik en blyskap word verander en jy is ongelukkig en ontevrede en jou gedagtegang is heeldag betrokke by daardie gesprek of daardie oomblik. As jy kerk toe kom en iemand jou omgekrap of hulle iets gesê wat jy nie like of jy hulle het jou nou nie gegroet nie. Dan moet jy kerk toe kom. Die kerk moet vir jou 'n lekker plek wees. Maar jy moet jy kan tuis voel, man. Nou is daai ou ook mos hier. Dan is die plek waar jy kom vir vrede. Is nie meer vir jou vrede, word dit soos 'n oorlogsring vir jou, nee. Dis dan nou nie lekker om hier te wees nie, want daai oues mos nou hier. En jy moet eintlik die Here kan lekker aanbid, maar jy aanbid hom nie meer lekker nie. Jy moet eintlik lekker kan sing, maar jy sing ook nie lekker nie. Jy moet eintlik kontak maak met die Here, maar jy kry lekker kontak. Hoe kom dit daai persoon is eintlik nou daar, is dit nie? Daar is jy verskil van hom, jy omgekrap. Hoe in jou huis, hoe maklik, jy al gesien as iemand van die werk afkom, hoe maklik kan hulle jou mee voel, of hulle kom van iewers heen, van iewers af, en hulle begin met jou praat oor die ou wat hulle dag omgekrap het. Jy ken nie as daai ou, en jy is ook sommer kwaad. Jy so daai ou krap jou dag ook om. Want jy sien mos jou family members se dag is opgekrap, is dit nie? Jy ken hulle nie, like hulle ook nie, nee. Dis daai verskil, jy kan met my oor iemand praat, en ek kan hulle like of voor hulle ontmoet het, is dit nie? Want jy is oop, net so kan ek jy op charge, en voor ek jou nog ontmoet het, my baas van my, sy so ongeskik, so nou het hulle 'n jaar funksie, nou kom ek op mos daar aan. Hier's daai paas. Jy moet maak of jy so vrolik is. I know stuff, is dit nie? Ja, krap ook sy julle gemoed en 'n lewe om, is dit nie? Wat doen hulle? Hulle steel jou vrede, hulle steel jou hoop, nee. En wat kom lê baie keer daar by jou hart? Bitterheid. Onvergewend gesindheid, haat kom lê daar, is dit nie? Dink jy met ou kyk, wie word in die meeste in jou huis gepraat oor? Wat as jy iemand se naam noem, wat is die gedagte daaroor? Dan moet jy jou hart watch, want onthou net in jou woede, in jou ongelukkigheid kan jy sielsbang gemaak het, is dit nie? Jy hoop eintlik hulle misluk. Jy hoop eintlik, jy sê dit nie, maar jy hoop eintlik dit gaan nie met hulle goed nie, want hulle het jou te nagekom, is dit nie? Dan kom lê daai sielsband daar, nee, so dan praat jy oor hulle, daar's nie goedheid nie. Dit is al wat oor jou huis praat, so daai ou en daai mense, nee, krap jou hele wêreld om. Maar as jou vrou praat of jou man praat en ons dink oor daai ou, dan wat het eintlik by jou kom lê, sielsband, nee. Wat gebeur met 'n sielsband? Jy is nie regtig ontslaaf van daai ou nie, nee. Hy kom lê, maar daar wat in jou plaas gevind, onvergenoegdheid. Nou kom lê daai bitterheid daar, daai onvergewensgesindheid kom lê. Daai hoop hulle misluk kom lê. Dit is 'n geweldige ding om 'n sielsband met iemand te hê. So jy moet daai sielsbande afsny.
hoe sny ek dit af? Ek sê, Here, ek vergewe daai en daai wat hulle gedoen het of gesê het. Want jy onthou net, as daar iets gebeur het, daar's goed wat hulle gesê het. Jy kan net sê, Here, ek vergewe hulle. Nee, dis nie so maklik nie, nee. Jy moet sê, Here, ek vergewe hulle hiervoor, daarvoor, dit het hulle gesê. Dit het al my gedoen, dit wat ek gevoel het. Ek het gevoel hulle doen dit aan my, Here, ek vergewe hulle. Dat ek kan loskom, is dit nie? Ja. En wat doen ek verder? Ek sê nie maar Piet het my kwaad gemaak, ek kom in die naam van Jesus Christus, en ek sny Piet van asweeg in sy gees van my af. Jy sal my nie meer herres nie, my maar. Dis klaar, ek sny jou af. Jy het geen deel van my nie. Amen. Wat doen jy verder? Ek vervloek daai gees van jou wat by hom gaan aankla maak het, nee. Want dis die link wat daar is. Jy sny daai gees af. Amen. Sodat jy kan vrykom, want hoekom? Jy soek die vrede van die Here. Dis is hierdie storie wat ek gehoor het van hierdie ou, hy sê, jou vrede moet wees soos 'n spaarwiel, nee. Jy verwag nie moeilikheid nie, maar is daar, is dit nie. Nou, as jy nou iewers Here, jy weet die speer, as daai dit pla jou nie, want jy weet hy's daar, jy verwag nie moeilikheid, jy verwag van A tot B gaan dit met jou goed gaan, is dit nie. Amen. Hoe kry jy mos daai ou, is dit nie, daai ou, daai persoon, so wat sê as ek veel papas, wat doen jy? Jy haal my, jy sit die speer op. Wat gebeur? As jy ooit hulle kar gaan en jy stop, wat gebeur? Vir 'n oomblik as jy omgekrap, as jy speer aangesit en die wiel is reg, wat doen jy? Jy ry. Daai goed is by jou verby, daai angs, daai spanning is by jou verby, want jy weet jy is weer veilig. Jy gaan jou eindpunt bereik. En hoe gaan jy hom bereik? In vrede, in goedheid en guns. So wanneer iemand jou kwaad maak, wat doen jy? Vrede is jou porsie. Nou wanneer jy die vrede steel, wat doen jy? Sit die spaarwiel aan. Ja. Laat dit by jou verbygaan. Bly jy optrek. Amen. Sodat vrede amen jou deel kan word. Dat vrede jou porsie kan bly. Ja, dis dit nie. Dit is so maklik. Daarom moet ek en jy ons gesindheid beskerm. Onthou, iemand kan enigiets vir jou sê, maar as wanneer jy dit aanneem dat die probleem kom, wanneer jy toelaat dat hulle inspraak in jou hart het, so jy moet jouself oppas dat daar ou nie daai inspraak by jou het nie. Is dit nie, jy was al gevoel, iemand sê vir jou iets en ek weet dat nie om nie, jy draai my loop, dit maak niks nie. Is dit nie? Dit is die attitude van 'n speelwiel. Of iemand kom by jou en sê, ek wil jou net vergewe vir daai dag wat jy gesê het of gedoen het en nie. Ok? Wat het jy gedoen? Jy die speelwiel opgesit. Daar weet nie. Daai ding wat vir moeilikheid vir sy lewe maak, is dit nie. So kyk vandag, wie is die ouens in jou huis oor wie jy praat? Wie is die ou in jou huis wat die vrede steel? Wie is die mense in jou wêreld wat jou vrede steel? Want daai vrede behoort aan jou. God het dit vir jou gegee. So sit daardie spaarwiel van jou op, sodat jy verby hierdie ding kan kom. Sodat die vrede van die Here jou hart kan verryk en oorskadu en ontvou. Dan wil ek vir jou volgende vraag, wat steel jou vrede? Is dit 'n bekommernis? Is dit angstigheid? Is dit 'n behoefte? Is dit 'n begeerte? Is dit sonde? Wat steel jou vrede? Wat onthou net, omstandighede kan so maklik jou vrede steel. Hoekom? Want dit ontstel jou. Jy kan nie lekker bid as jy ongekrap is nie. Jy kan nie lekker hoor as jy ongekrap is nie. As jou emosies rondhardloop, het jy moeilikheid. Jy gaan goed sê wat jy nie moet sê nie. En jy gaan goed dink wat jy nie moet doen. Ag, die Here gee nie om nie. Hy is eintlik jou helper. Ja, amen. Jy trek nie teen hom op nie. Jy moet eintlik sê, dit is die probleem. As hierdie sonde is die probleem. Hierdie behoefte is die probleem. Hierdie begeerte is die probleem. Het jy al gesien? Hoe kan 'n begeerte jou omkrap? Sê net maar, iemand kom jou 'n nuwe selfoon. Nou kyk, selfone deesdae is awesome, is dit nie? Hy kan alles doen. En nou gaan hy ook te ver. Nou sê hy nogal vir jou,
En ek was daar, en daar kom toe was daar 'n special. Jene, voel jy lus en tot sy kop is dit nie. Want hoe durf daar vir hom 'n special kom en nie vir jou nie? Dan, wat gebeur? Wat doen die duiwel? Werk met jou begeerte, né? Dan gaan jy ons na die Here toe sê, Here, ek soek hy selfoon. Dan word hy selfoon 'n begeerte. En nou gee die Here nie vir jou die selfoon nie, en jy verstaan nie jou finansies nie. Nou begin jy daai hele siklus, is dit nie? Ja, julle is arm, julle gaan dit nooit maak nie. Ja, my ma het gesê, ons is nuttelose mense, sy was reg. Verstaan jy waant daai hele ding jou trek? En wat doen jy? Wat kom lê by jou? Bitterheid. Onvermoë kom lê by jou. Want jy is in hierdie omstandighede ingetrek. Wat moet jy doen? Sit die spaar, jy sê jouself vir dit kom en good for you. Maar ek moet ten alle tye my vrede bewaar. Ja, amen. Want dis my porsie. Amen, as daar sondes, wat doen jy? Ek kan dit 3 keer sê. Bekeer jou! Bekeer jou! Wat sê ek? Bekeer jou! Wat sê ek weer? Bekeer jou! Dis wat jy doen met sonde. Jy bekeer jou! Jy los daar goed. Want om jou vrede, ek wil net sê, om jou vrede met God te verloor is 'n geweldige ding. Dis nie 'n klein ding nie, dis 'n geweldige. Amen. En wat lê by jou vrees van die dood lê by jou? Daar waar die Bybel sê, kom Here Jesus Christus, kom, wat doen jy? Here, moenie nou kom nie. As jy sim kom Here, sê my Here, moenie nou kom nie. As dit so lief, moenie nou kom nie. En toe diep. Dis vrede met God is 'n geweldige ding in die mense lewe. Ja. Want jy kan bid en jy weet ek gaan jou antwoord. Want jy loop met jy genade, jy het guns by die Here, maar as daai vrede nie daar is nie, begin jy pleit is dit nie. En jy dink die Here hoor jou nie, want sonde is altyd deur voor. Die woord sê, my sonde is altyd deur voor my. Verskriklik. Want jy iets kleins begin, iets stupids gedoen, nou daai ding geeskaleer, nee. Nou het jy nie vrede nie, want daai sonde. My ma, die kom by 'n punt dat jy eintlik slaappille drink om weg te kom van God af. Dat jy net kan slaap. Want as daar nie vrede is, hoe verskriklik is dit nie vir jou nie. As jy kar klim, of jy loop winkel toe, waar jy ook al is, het jy net nie moet doodgaan nie. As jy hospitaal toe moet gaan, het jy gesien hoe bid het dan. Om vrede, die vrede met God is verskriklik. Ja, amen. En ek dink baie van ons was al daar, né? Ons weet waarvan ek praat, dit is verskriklik om die vrede te hê. So wat gaan ek en jy doen? Want jy sien, sonde maak dat ek verloor, dit maak dat my vrede weg is, amen. Ja, so dit is daai ding in 'n mens se lewe wat jy moet oppas. Nou praat hy daar in Psalm 23 vers 5. Hy praat van die tafel wat die Here gedek het te midde van my vyande. Ja. Wat is op hierdie tafel? Die goedheid van God, die guns van die Here, die genade van die Here, die oorwinnings van die Here, is dit nie? Daai tafel is vir my gedek om daar te sit en te eet. Nou laat ek toe dat die vyand kom. Hy praat in die midde van my vyande en die Here vir my tafel gedek, is dit nie? So elke ding wat jou vrede steel het vir jou vyand geword, is dit nie. So wat moet jy doen? As jy hierdie tafel wil geniet, die goedheid en die goedertierenheid en die goedheid van die Here en die barmhartigheid van God en sy grootheid, moet jy daai vyand laat gaan. Amen. Jy moet die spaarwiel opsit, sodat jy by daai tafel kan sit en eet en drink en versadig kan word. Is dit nie? So hierdie hele proses is eintlik wat Paulus kom, en ek wil eintlik hierdie gebed oor jou bid vanmôre. Mag hy die Here van vrede julle altyd vrede gee op allerlei wyse. Is dit nie mooi nie? Net vir jy steek jou hand op, ontvang vanmôre, en mag hy die Here van vrede
vrede, julle altyd vrede gee, op allerlei wyse. En mag die Here met julle almal wees. In Jesus naam. Die volk van die Here sê, Amen. Prys sy naam. Die Here is goed en sy goedendierendheid. Amen.